Baie welkom by hierdie episode van Vra jou vraag. Nou ek het op die Orania Beweging se Instagram blad gevra watter vrae julle oor Orania het en daar het sommer 'n reeks ingekom. Hier is 'n paar van daardie vrae wat ek vinnig beantwoord het. Nou natuurlik het ons nie by al die vrae daar uitgekom nie en daarom gaan ons voort met ons reeks. En die eerste vraag vandag kom van Marnus Pieters uit Pretoria. Orania se doel is om van dorp na stad na streek toe te groei. Wat is die strategie om dit te laat gebeur? Heeltemal reg. Dorp na stad na streek na staat. Ons het 'n groot droom vir Afrikaner vryheid. Ons wil oor onsself regeer, onafhanklik van enigiemand anders behalwe ons hemelse Vader. En ons strategie om daarby uit te kom is stapsgewys. Orania se politiese strategie is in wese 'n ekonomiese strategie. In Orania werk ons met praktiese vryhede. Ons werk na fisiese onafhanklikheid, soos byvoorbeeld om ons eie waternetwerk op die been te bring, of ons eie munisipale dienste te lewer, of dat ons besig is om ons eie energie-onafhanklikheid te stig. Ons ekonomiese strategie behels die daarstelling van 'n goeie owerheid. Ons moet goeie gemeenskapsinstellings hê wat hulle gemeenskapsverantwoordelikheid verstaan, goeie beleid, goeie kommunikasie, en dit is ekstern en intern, goeie infrastruktuur en dienslewering, ons eie gestandaardiseerde grondontwikkeling en so gaan die lys aan. Ons het 'n baie praktiese benadering vir hierdie groeiproses. Stap vir stap, maar ook op 'n volhoubare manier. Nou ons is tans in die van dorp na stad fase van hierdie strategie en ons groot taak is ontwikkeling. Polities moet ons vir onsself beweegruimte laat terwyl ons ekonomies en prakties deurlopend vorder. Oraniërs eis of demand nie allerhande dinge nie. Ons bou ons eie vryhede van die grond af op en dan verwag ons erkenning daarvoor. Dit is dus nie vir ons nodig om in allerhande politieke en media gevegte betrokke te raak nie. Wanneer ons opponente Orania kritiseer, wat vir hulle al hoe moeiliker begin raak, dan staan Orania vas en stel ons saak duidelik. Maar tussendeur is ons fokus nie op abstrakte nie, maar op realiteit. Dan, 'n tweede deel van die strategie, maar 'n baie belangrike element, is dat die dorp na stad, na streek, na staat strategie nie uitsluitlik die huidige Oraniërs se verantwoordelikheid is nie. Die tweede deel van die strategie is om die Orania-idee met ons mense buite Orania te deel. Om dit direk te sê, ons gaan nie 'n volksstaat bou en dan kan Afrikaners hiernatoe trek nie. Vryheid vir Afrikaners is die verantwoordelikheid van elkeen wat daarin glo. Dit is deel van ons onafhanklike denke. Ons sal dit self skep. Dus, deel van hierdie strategie is om Orania se volhoubare idee aan ons mense te kommunikeer, sodat hulle kan kom help bou. Deurlopende, stelselmatige en volhoubare groei met meer en meer wat betrokke wil raak. Laurens Wit, ook uit Pretoria. Hi Orania. Baie opgewonde oor julle dorp na stad idee. Het 'n vraag oor hoe julle grond gaan bekom. Hang dit baie af van die bereidwilligheid van die mense in julle omgewing om hierdie grond aan Orania te verkoop. En indien wel, wat gaan gebeur as mense nie hulle grond aan Orania wil verkoop nie? Hi Laurens, ek hou van die toekomsgerigte vrae, want dit beteken dat ons ondersteuners die Orania oplossing al hoe meer ernstig vir die toekoms oorweeg. Jou vraag is ook 'n baie logiese vraag. Julle is nog 'n klein dorpie, maar julle wil 'n stad word. Waar gaan julle die grond daarvoor kry? Wel, dit is vir my lekker om te sê dat die Orania nie 'n idee was wat op die ingewing van die oomblik uitgedink is nie, maar 'n ideaal wat van die begin af baie goed beplan word. Die Orania pioniers, die kopers van Orania, het destyds baie mooi vooruitgedink en heelwat grond aangekoop. Die Orania grondgebied is taamlik groter as net die dorpgebied wat jy hier sien as jy hier kom kuier. Inteendeel het onafhanklike stadsbeplanners bevestig dat Orania se huidige grondgebied reeds tussen 10.000 en 30.000 Afrikaners kan huisves. Op hierdie stadium trek ons maar by 3.000 inwoners. Ons grootste uitdaging tans is dus nie 'n tekort aan grondgebied nie. Maar kom ons gesels 'n bietjie oor die toekoms, want dit is belangrik. Maar ook omdat dit 'n lekker gesprek is. Ek kan nie die toekoms voorspel nie, maar dit is nie te sê dat ons 30.000 Afrikaners in Orania se huidige grondgebied wil vestig nie. Hoekom nie? Wel, ons wil 'n plaaslike stad bou. Ons wil nie groot woonstelgeboue en kantoor-lugskrapers hê waar mense soos sardientjies in 'n blikkie gedruk word nie, maar 'n natuurvriendelike stad met genoeg spasie en baie publieke ruimtes. Ek is dus daarvan oortuig dat Orania wel in die toekoms, miskien nie in die nabye toekoms nie, nog grond gaan moet aankoop.
Weereens is ek dankbaar vir die Orania pioniers se strategiese besluite. Ek weet nie hoeveel van ons kykers was al in die dorre Karoo nie, maar die wat al hier was, sal met my saamstem dat dit nie die gewildste plek is om te bly nie. Teen die Orania rivier kan grond taamlik duur wees, maar in die res van die Karoo, waar dit moeilik is om te boer of te ontwikkel, is daar grond wat heel wat goedkoper is. Nou as jy my vra, dan gaan ons uitdaging oor die langtermyn nie wees om nog grond te bekom nie, maar om die grond wat ons nodig het, volhoubaar te bewerk. Natuurlik is Orania ook meer as net hierdie stukkie grond en nuwe grond wat ons in die toekoms mag aankoop. Orania is ook 'n idee, en hoe sterker ons die idee in mense se harte vestig, hoe blinker lyk die toekoms vorentoe. Jammer dat ek jou hier stop, maar as jy hou van wat jy sien, klik op subscribe. Klik op die duimpie, los 'n kommentaar. Dit help werklik meer as wat jy dink. Goed, lekker kyk. Denzel Brits uit Kaapstad sal Orania se vlag, die klein reus, ooit verander om Orania se groei te wys van dorp na stad en indien wel, wat sal die doelwitte wees wat Orania sal wil bereik voordat die reus 'n volwasse reus word? Dit is nou 'n interessante vraag. Ek dink al die kykers weet al van Orania se eie vlag en simbool, die klein reus. Het enige van julle al gewonder waarom die klein reus juis klein is? Wel, die simboliek hiervan is dat die Orania gemeenskap nog jonk is. Ons is 'n jong inisiatief met 'n reuse doelwit. Vryheid vir ons volk. Hoe sê die spreekwoord, klein begin is groot gewin. Maar dit is dan nou juist Denzel se vraag. Wanneer het Orania sy simboliese volwassenheid bereik om die vlag te verander? Wanneer het Orania nie meer die klein reus nie, maar die reus of selfs die groot reus? Nou Denzel, ek weet nie. Ek het eerlikwaar nie 'n idee nie. Ek kan wel die volgende sê wat 'n bietjie meer konteks kan verskaf. Ja, Orania is 'n jong gemeenskap met die eerste families wat hier kom vestig het in 1991. Ons is nog jonger as 50 jaar. Maar dan ook is Afrikaans as taal baie jonk. Afrikaans is die jongste taal in die wêreld en in hierdie week op 8 Mei 2025 vier Afrikaans sy eerste amptelike eeuviering. So ons taal is ook nog baie jonk. Maar selfs nog 'n stap verder, wanneer jy die Afrikaner boerevolk vergelyk met ander volkere van die wêreld, dan is ons volk ook maar nog taamlik jonk. In 'n sekere konteks weerspieël die klein reus nie net die jonkheid van die Orania gemeenskap nie, maar die ouderdom van Afrikaners in vergelyking met die res van die wêreld. Daar is natuurlik ook baie bepaalde eienskappe aan die jong reus gekoppel. Hy is jonk, met energie en entoesiasme. Hy is sterk en gesond. Hy rol sy mou op, want hy is gereed om te werk. Maar as jongeling is hy ook 'n pionier. Hy het 'n nuwe manier van na dinge kyk en hoe om dinge te doen. Hy wil onafhanklik wees, vir homself verantwoordelik kan wees. Die toekoms lê oop vir hom en hy staan vas en gereed. Steeds of ons ooit die volwasse reus op ons vlagpaal gaan hys, kan ek nie vir jou sê nie. Orania sal wel deurlopend nuwe simbole kry. Dink aan al die verskillende vlae en simbole wat die Afrikaner oor die jare versamel het. Soos wat ons volk deur nuwe ervarings gaan en daar nuwe toevoegings tot ons kultuur kom, so ontwikkel die behoefte aan nuwe simbole, nuwe liedjies, nuwe tradisies, selfs nuwe woorde. Hierdie is 'n oop gesprek en ek hoor graag wat julle dink. Wat is die doelwitte wat Orania moet bereik voordat die klein reus 'n volwasse reus word? Stein Odendaal, Grobblers Hoop. Ek wil graag deur Orania leer boer, maar ek is in 'n tegniese skool en het geen landbouvakke nie. Is dit moontlik? Natuurlik is dit moontlik om in Orania te studeer. Orania se eie tersiêre opleidingsentrum, Bo Karoo Opleiding, bied 'n verskeidenheid van tegniese diplomas en nog meer. Boerderybestuur is een van daardie nasionale diplomas. 'n Diploma in boerderybestuur stel 'n student in staat om boerderybestuursfunksies en produksiebesluite te verstaan, hoe om hulpbronne te benut, finansies te bestuur en landboubates te evalueer. Die kursus rus ook studente toe met praktiese kennis. Dit beteken dat boerderystudente nie heeldag agter die boeke sit nie, maar werklik uitgaan om die vaardighede rakende plant- en veeproduksie prakties aan te leer. Die toelatingsvereistes vir hierdie kursus is as volg. Jy benodig 'n graad 12 kwalifikasie of 'n N3 sertifikaat, graad 12 wiskunde, uitslag van 40%, wiskundige geletterdheid 50% of tegniese wiskunde 40%. As jy of enigiemand anders daarin belangstel om by BKO in Orania te studeer, besoek gerus hulle webblad by bko.co.za. Nou hier is 'n interessante vraag oor media in Orania. Sharnique Kok uit Somerset West vra die volgende: hoe sal dit werk as jy in Orania bly,
dat jy en jou gesin so min as moontlik sosiale media blootstelling kry. Ek kyk die afgelope jaar alles oor Orania, veral deur YouTubers en julle eie bemarkingmateriaal. En dit is vir my as ouer 'n groot rooi vlag om my kinders se gesigte so maklik daar buite te sit vir enigiemand om te sien. Eerstens, niemand in Orania is onder enige dwang of verpligting om enigiewers op sosiale media of op kamera of enigiets van die soort te verskyn nie. Nie net is dit onetiese gedrag en 'n inbraak op privaatheid om mense af te neem wat nie wil afgeneem word nie, maar in Suid-Afrika is dit ook baie beslis teen die POPI-wet. POPI wat staan vir Protection of Personal Information. Veral kinders word deur hierdie wet beskerm. Nou wanneer daar oor die algemeen na kommunikasie oor Orania gekyk word, dan word enigiets wat verskyn of deur die bepaalde instelling, soos die skool of die kerk of die besigheid, of deur ons, die Orania beweging, of deur die media geplaas. Elkeen het self die verantwoordelikheid om eties en wettig op te tree. Dus as jy nie met joernaliste wil praat nie, of jy wil nie hê dat jou kinders enige iewers op sosiale media moet vertoon of enigiets van hierdie aard nie, dan is dit so eenvoudig as om dit self duidelik so te stel. Dit is baie belangrik dat Oraniërs, maar ook enigiemand anders wat al met so 'n insident te doen gekry het, dit weet. Jy is binne jou volste reg om vir enige joernalis te sê dat jy glad nie belangstel om enige vrae te beantwoord nie. Jy mag uitdruklik vir iemand sê dat jy geen toestemming gee dat jou kinders afgeneem word nie. Ons lewe in 'n tyd waar byna alles digitaal is. Ek bedoel, hoeveel koerante het nou al oorgegaan na digitale platforms toe. Dit is al vir mense 'n tweede natuur om 'n kamera byderhand te hê, gereed om enigiets op sosiale media te plaas. Nou dit is glad nie uniek aan Orania nie. Waar ook al jy is in die wêreld, is daar groot kans dat jy of jou kinders iewers by hulle skool of op die sportveld of selfs op vakansie afgeneem en geplaas kan word. Dit is dus 'n aktiewe besluit wat jy self moet maak en ander deeglik daarvan in kennis moet stel. Ons hier by die Orania beweging dwing niemand om deel te neem aan sulke goed nie. Dit is volkome vrywilligers wat ons dorp wil help bemark. Ons het ook 'n rol om te vertolk wanneer dit kom by ons gemeenskap beskerm teen onetiese media en joernaliste. Maar op die ou end van die dag is die beste ding om te doen om jou ruggraat styf te maak, self duidelik vir so 'n persoon te sê dat jy of jou gesin nie wil deelneem nie. Is daar nog enige vrae wat jy het oor Orania? Stuur dit gerus na die skakel in die boksie onder hierdie video. Ek sien jou graag weer volgende keer vir 'n vraag en antwoord sessie oor Orania.